Goeiedag en welkom by hierdie oordeenking. In ons lentgids is daar die gedig van Ralph Waldo Emerson. Sow a thought, reap an action. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Dit sê iets van die impak wat dit wat ons herhaaldelik doen op ons lewens het. Dink aan die goeie gewoonte om gereeld te gaan oefen. Dit het 'n meetbare impak op jou lewenskwaliteit en gesondheid. Dink aan die goeie gewoonte van tandeborsel en van bad. Dit het verseker 'n invloed op jou eie gesondheid, maar ook hoe jy die lewe saam met ander lewe. So kan ons ook praat oor die invloed van slegte gewoontes en hoe afbreekend en verslawend dit kan wees. Gewoontes vorm ons alledaagse lewe. Op die ou einde word ons gewoontes ons outomatiese gedrag. Dit wat ons doen sonder om elke keer 'n groot intentionele besluit te neem. Jesus moedig ons aan deur die manier wat hy gelewe het om sekere gewoontes in ons lewens in te bou. Lees gerus saam met my uit Lukas 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie." En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as mens 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê: "Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied." En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: "Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie." Let vandag saam met my op die woorde volgens gewoonte na die Olyfberg. Jesus het 'n plek gehad waarheen hy gegaan het om homself af te sonder. Ek sou graag by hom wil hoor wat vir hom spesiaal was aan hierdie plek. Maar wat duidelik is dat hierdie plek vir hom 'n plek van ontmoeting, konneksie en rus geword het. Dit het 'n plek geword waar hy kon eenkant gaan en wegkom van die gewone pas en die besig wees van die lewe. En om in afsondering te gaan was vir hom belangrik. Ons sien hoe hy in afsondering gegaan het voordat hy sy bediening begin het. Hy spandeer 40 dae in die woestyn. Ons sien ook hoe hy in sy 3 jaar van bediening eenkant toe gegaan het, herhaaldelik. En hier, in die oomblikke voor hy oorgelewer word, gaan hy ook eenkant alleen en hy gaan bid. Hierdie plek van eenkant toe gaan word vir hom 'n plek van voorbereiding vir wat nou nodig is in sy lewe en in sy bediening. Iets gebeur met hom hier wat maak dat hy kan doen wat hy moet doen. Hy kan die beker waarvoor hy eintlik nie kans gesien het nie, nou drink, al is dit steeds moeilik. 'n Mens sou kon sê dat daar niks merkwaardig verander het nadat Jesus met hierdie geleenthede eenkant toe gegaan het nie. Maar tog is daar groot bewegings. Hy stry teen die versoeker in die woestyn. Hy worstel deur angs en spanning in die tuin. Hy vind homself weer in God en hy word versterk. Soms in hierdie wees met God sien ons ook onsself soos wat ons regtig is. Gestroop van die maskers en van die verdedigingsmeganismes, van al die dinge wat ons dikwels laat vergeet wie ons eintlik is. Jesus is hier oop, eerlik en kwesbaar voor God. Geen maskers, geen voorgee nie. Soms is dit wat ons kry om met God in die stilte en alleen wees rus. Soos Jesus se uitnodiging in Markus 6 vers 31. Daar sê hy, daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels self nie kans gehad het om iets te eet nie. En hy sê toe vir hulle: "Kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie." Jesus weet, ons verlang na iets. Ons het nodig om eenkant te kom. En hoe dikwels het ons ook 'n diep sielsrus nodig, om nie net te oorleef nie, maar werklik te leef. Ons verlang daarna, maar ons gaan soek dit op ander plekke.
Hy nooi ons om eerder 'n gewoonte te maak van een kant te kom, in die besig. Maak tyd, maak plek, moenie toegee hierop nie. Soms vind ons hier in hierdie plek met God perspektief of selfs nuwe insig. Soms ervaar ons dat God ons op 'n nuwe manier ontmoet, dat hy op 'n nuwe manier na ons toe kom. Maar wat ons ook al ervaar in hierdie plek, lei dit ons na groei, na transformasie. Gewoonlik is dit nie vinnig of drasties nie, maar stadig. En dan kan ons meer word soos Jesus en vry wees om hom te volg in wat hy leer en hoe hy leef. In die stilte van een kant toe kom, is daar ruimte vir die Heilige Gees om diep werk binne in ons te doen. Miskien is dit hoekom ons soms nie kan sien nie. Dis makliker om besig te bly of vinnig net iets te lees en te bid. Maar wat as ons Jesus vertrou met die diep stil gesprekke? Die sommer net wees by mekaar. Die kom tot stilstand tye wat hy ons na toe nooi. Dalk het jy 'n fisiese plek van gebed en stilte. Gaan gereeld daarheen. Maar let ook op die plek waar jy is in jou binneste, jou gedagtes en emosies. En vra dan vir die Heilige Gees om jou te help om ook hier plek te maak, sodat jy in die een kant kom, teenwoordig kan wees, oop kan wees, en kan ontvang dit wat die Here vir jou wil gee, vir wat jy nou nodig het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U by ons wil wees, en met ons wil tyd spandeer. Help ons om ons gewoontes in ons lewens in te bou wat ons na U toe draai. En dankie dat U ons ook daarin help. Amen.